my persoonlike of gegrond op my persoonlike ondervindings wat ek al gehad het of van hulle en gewaarwordinge in die lewe. As ons praat oor oorlewing en 'n paar lesse van oorlewing, dan vat ek gou vir julle terug na 1987, Desember 87. Ek was in Desember 87 19 jaar oud, ek was in die Suid-Afrikaanse weermag en ons was in Angola tydens operasie Hooper, wat net na modulêr was in Angola, die sogenaamde Battle of Cuito-Cuanabal en verwante omstandighede. Ek het die voorreg gehad om as jongman daarbey betrokke te wees. Op 'n betrokke dag net voor in Desember 87. Ons het al gaan, ons is klaar met die dagse verrigtinge, ons het gelê agter die voertuig, ons gaan hopelik vroeg aan die slaap raak en ek hoor in die agtergrond, hoor ek 'n paar dowwe plofgeluide. Iets in daai lyn. En ek ken dit in die volgende oomblik, of oomblikke daarna, toe hoor ek die gedreun, vreesaanjaende geskree van 'n Stalin-orgel se pype, 'n paar van hulle wat aankom net voordat hulle ontplof. Hoe ver van ons af dit is, weet ek nie, maar dit het gevoel of dit langs ons is. Die volgende oomblik kry ek myself by my, wat ons genoem het 'n foxhole. As jy by 'n plek kom of as jy laer geskuif het, die eerste ding wat jy doen is om 'n gat te grawe waarin jy kan klim vir skuiling. En omdat ons al 'n tydjie daar was en daar nie veel gebeur het nie, het die foxholes al hoe laer vlakker geraak, want dit is baie moeite om dit te grawe. En nadat hierdie Stalin-orgelpype, en onthou een so 'n pyp is amper 3 meter lank, vol springstof, dit is en hy kan verder as 10 km skiet. Dis 'n redelike groot ontploffing, een van hulle, en daar was verskeie geskiet. Oomblikke nadat hulle geval het, hoor jy net in die nag mense wat hulle foxholes dieper grawe. Dis 'n oomblik wat oorleef is, of een van die oomblikke. Ek praat oor 'n ander scenario. Ek vat julle na die Amazone toe. Dis in die vroeë 2000s. Is ons besig met 'n ekspedisie in die Amazone. En die van julle wat hou van lees, ek het ook 'n boek daaroor geskryf en ek sal 'n kopie later omstuur, dat julle kyk daarna as een van julle belangstel. Of as van julle belangstel. Ons roei op die Amazone, ek gaan nie dit gaan te lank van die hele storie te skets, maar ons het reeds 'n interaksie gehad met van die plaaslike Indiane, wat nog, glo my, baie primitief is. Hulle roei nog met pyle en boë en hulle skiet hulle vis ensovoorts. En van hulle is aggressief en daar is al verskeie sogenaamd uncontacted tribes in die Amazone. En in hierdie area, ons het reeds 'n insident met hierdie Indiane gehad, en die volgende oomblik kom hierdie Indiane en hulle kanoe op ons af en ek vat my GPS, want ons is nie gewapen nie en ek merk die posisie waar ons is. Want ek dink op daardie oomblik, dit is werklik een van ons laaste oomblikke en niemand gaan ons kry nie, en as iemand dalk op hierdie GPS eendag afkom, sal hulle dalk kan afleidings maak, hopelik. Dis ook een van die close encounters en oorlewingssituasies waarna ek kan terugverwys. Ons gaan weer terugkom na die Amazone toe. Ek vat julle na 'n volgende insident, en dis Irak in 2005 daar rond. Net na die offisiële oorlog verby is privaat kontrakteurs ingestel. Ek het die voorreg gehad om, ek dink die tweede groep Suid-Afrikaners te wees wat in Irak in is, en ek praat korreksie, dis 2003 gewees. Tydens ons verblyf, ons het opleiding verskaf onder kontrak van die Amerikaanse weermag. Ons het vir 'n ander maatskappy gewerk, maar gekontrakteer deur die Amerikaanse weermag. En een van my, en ek is al westerling wat in hierdie huis op daardie oomblik is. Een van my Irakese, noem het maar raadgewers, hy leef ook nie meer nie, maar Tariq kom na my toe en hy vat my aan die arm, wat hulle nie sommer gewoonlik sal doen nie, en hy sê vir my, hulle het my JJ genoem, hy sê, JJ, you must go now. En die manier waarop hy dit gesê het my laat besef, ek moet nou gaan. As dit nie vir daai insident was nie, was ek nie hier vandag gewees nie, want daai basis van, noem het nou maar basis, maar daardie basis van ons is oorgeneem deur die Irakese daai dag, en het vir my spesifiek kom soek. Maar ek
Ek het my grab bag gevat, waarin die nodige goed is, van satellietfoon tot ekstra magasyne ensovoorts en my wapen, en ek kon uit die situasie uitkom. Ek kon oorleef, en ek was gelukkig voorberei daarvoor gewees. Nou praat ons van 'n paar lesse van oorlewingssituasies. Adapt or die is een van die lesse vir my van oorlewing. As ons terugkyk na baie situasies, toe ons in Angola was, die Suid-Afrikaanse weermag was 'n relatief klein groep in Angola gewees. Ek weet nie wat die presiese getalle is nie, maar ek dink dit was iets soos 3.500 soldate, dink ek, in totaal. Dis van logistiek tot voorste linie soldate, so iets. 3.500, maak dit 4.000. Die oormag waarteen ons beklei het is, ek dink, 10 keer daai hoeveelheid gewees in totaal, as jy die Kubane en die FAPLA soldate en alles in ag neem. Ons het wel ook UNITAS gehad aan ons kant, maar die getal oormag was geweldig geweest. Maar die Suid-Afrikaanse weermag het aangepas. Ons het beskik oor, wat my betref, superieure opleiding. Ons wapens is maksimaal benut, ensovoorts. Ons het aangepas om die situasie so goed as moontlik te kon benut. Maar ongelukkig is die veldslag nie militêr verloor nie, maar polities. Maar kom ons praat hier daaroor. Adapt or die is duidelik een van die dinge van oorlewing. Die volgende een is fear, vrees moet brandstof wees. Dit moet jou en dis maklik gesê, weet ek, maar dit moet jou aanmoedig om te beklei vir oorlewing. Daar's 'n vlienier wat vir my altyd gesê het, ek het baie lugfoto's gedoen en so, en hy het gesê, een van sy lesse in die lewe, hy het ook vir Israel gevlieg, hy het gesê, as daar 'n krisis ontstaan, panic slowly. En dis 'n baie waar ding, moenie mal raak en dan die skreeu gaan en jouself bang maak nie. Panic slowly, en vat dit stap vir stap. Want jy lewe nou, en jy het baie om voor te beklei en jy moet dit so sien. So beklei vir dit wat daar is, en panic slowly, en vat dit stap vir stap, en werk dit deur. Want dis al wat jy het, is die lewe. As jy hom nie meer het nie, dan is jy nie meer daar nie. Ons moet beklei, en ons moet vrees as brandstof sien, om aan te gaan. Jou houding, jou attitude is alles. En dan natuurlik moet jy wil lewe. Jy moet nie jou wil om te leef en om te oorleef, of dit nou finansieel is, en of dit nou fisies is, of geestelik is, jy moet nie daai wil verloor nie, want dat jy alles verloor. En ek dink ons almal het dit al gesien, mense wat die wil om te leef nie meer het nie. Dan is die tyd min, glo ek. Ek was in 'n ongeluk, ek loop ook met 'n kierie, ek was in 'n ongeluk, en ek was, dit was redelik ernstig geweest, en ek was, volgens die mense wat daar was ek 2 keer reguit lyn geweest. Waarvan ek niks kan onthou nie, ek kan eers maande daarna onthou, ek was in 'n koma geweest, en induced coma vir 2 maande geweest, in die Midde-Ooste, en daarna het ek dit ook, ek het die wil om te lewe gehad, ek het eers gewonder of ek gaan lewe, en later dan, wat my eerste vrees was of ek gaan oorleef, later was my vrees of ek ooit weer op my voete gaan kan staan, want ek was in 'n reistool vir baie lank geweest, en so het ek die stappe, my doelwitte vooruit gevat en geskuif verder en verder, van oorlewing, om aan te hou asemhaal, aan die einde van die dag, om weer te kan loop, en weer so normaal as moontlik te kan aangaan. En dan die 4de punt van die lesse vir my is jou span. Want of jy nou die weermag is of was, of dit nou 'n seksie of 'n klein span is, of 'n peloton, of 'n kompanie, of 'n brigade, of maak nie saak wat nie. En nou, onder ons mense, miskien 'n veterane groep, jou span is belangrik. Ons moet kyk na mekaar. Ons mense moet kyk na mekaar. Dit is verskriklik belangrik. En as ek ook terugkyk op my lewe, het dit baie kere, was dit ander mense wat naby was. Party mense wat miskien ook nie so naby was, wat vir jou daai wil gegee het om vooruit te gaan, en om te oorleef, en om te sê, dis my doelwit, ek gaan aan. Ek kyk hoe lyk my tyd, is nog binne tyd. Amper klaar. Dan die groter prentjie. Ons moet kyk na die groter prentjie. As jy in 'n krisissituasie is of wat ook al, die groter prentjie is
In die Amazone het ons op 'n stadium het ek verdwaal. En dan gaan sit stil, panic slowly, kyk na die groter prentjie. Wat is my plan? My plan is om hier uit te kom. En dan stap vir stap, wat kan ek doen? Wat is die slim ding? Rigtingbepaling en sovoorts. Dan 'n laaste punt. Ek het baie oorloë ek sê baie, ek het verskeie oorloë oorleef. Dit was in die Midde-Ooste, dit was in Angola gewees, dit was in Afghanistan gewees en 'n paar ander insidente ook in die Amazone. In oorlewing gaan nie noodwendig oor vaardigheid nie. Jy kan boekies koop oor survival guides en allerlei goed, dis baie oulik en nuttige wenke, maar ek glo die belangrikste ding is jou ingesteldheid, jou attitude en jou wil om te oorleef. As dit reg is die pad 3/4 verby, of dit finansiëel is, of dit fisies is, of wat ook al, jy moet daai wil hê, want as jy wil het, dan kan jy planne maak, en jy kan vir advies vra, en jy het 'n doelwit. As jy nie 'n doelwit het nie, waartoe gaan jy? Dis my een van die heel belangrikste ding, 'n doelwit om te oorleef. Jy moet nie net, jou laaste, ek wil nie net bestaan nie, ek wil lewe, en ek wil doelwitte hê wat ek wil verwesenlik. En ek kan nou gaan sit, of ek kon op my reistool gebly sit, het ek gesê, die wêreld is teen my, wat gaan ek doen, of ek kon gesê, ek wil opstaan, ek wil aangaan. En dis wat ek gesê het, en niks sal my onderkry, solank ek lewe nie. Baie dankie.